Hi almal en welkom terug by MX Science Lab waar wetenskap wen. Vandag kyk ons na die periodieke tabel van elemente, een van die belangrikste hulpmiddels in wetenskap en chemie. Ons gaan leer wat die periodieke tabel is, hoe elemente voorgestel word, wat verbindings en mengsels is en hoe deeltjies mekaar aantrek of afstoot. Kom ons begin. Die periodieke tabel is 'n groot tabel wat al die bekende elemente organiseer. Elke blokkie stel 'n spesifieke element voor, soos waterstof, suurstof, yster of goud. Die tabel help wetenskaplikes om elemente te klassifiseer, eienskappe te vergelyk en chemiese reaksies beter te verstaan. Elemente in dieselfde groep het dikwels soortgelyke eienskappe. Kom ons kyk nou na hoe 'n element op die periodieke tabel voorgestel word. Hier sien ons waterstof. Die klein nommer bo wys die atoomnommer. Dit vertel ons hoeveel protone en elektrone die atoom het aangesien hulle gelyk is aan mekaar. Waterstof het dus 1 proton en 1 elektron. Die groot letter in die middel is die chemiese simbool. Vir waterstof is dit 'n H. Chemiese simbole kom dikwels van Grieks of Latynse name af. Daarom is goud se simbool Ai. Die getal onderwys die atoommassa. Dit is die totale massa van protone plus neutrone. Heel onder sien ons die element se naam, maar nie alle periodieke tabelle gee die naam nie. Elemente kan chemies met mekaar reageer om verbindings te vorm. 'n Verbinding bestaan uit 2 of meer elemente wat chemies saamgebind is, byvoorbeeld water, koolstofdioksied of tafelsuik. Wanneer elemente verbind, ontstaan nuwe eienskappe en die nuwe stof verskil van die oorspronklike elemente. 'n Suiwerstof bestaan uit dieselfde soort deeltjies. Daar is 2 tipe suiwerstowwe, elemente en verbindings. Elemente kan nie verder deur chemiese metodes opgebreek word nie, byvoorbeeld yster, koper of helium. Verbindings kan wel chemies opgebreek word in kleiner deeltjies, byvoorbeeld water, koolstofdioksied en tafelsuik. Daar is kragte tussen deeltjies. Tussen atome is daar sterk aantrekkingskragte. Hierdie kragte hou atome bymekaar om verbindings te vorm. Tussen molekules is daar ook aantrekkingskragte, maar hulle is baie swakker. As molekules te naby aan mekaar beweeg, ontstaan afstotingskragte. Hierdie kragte beïnvloed hoe stowwe smelt, kook of van vorm verander. Verbindings kan weer opgebreek word deur chemiese metodes. Een voorbeeld is elektrolise. Tydens elektrolise beweeg 'n elektriese stroom deur 'n verbinding en die verbinding breek op in eenvoudiger stowwe. Dit wys dat verbindings uit verskillende elemente bestaan wat chemies saamgebind is. Mengsels kom oral in die alledaagse lewe voor. Voorbeelde sluit in lig, vrugteslaai of wors. In 'n mengsel word elemente en of verbindings saamgemeng, maar hulle is nie chemies verbind nie. Die eienskappe van mengsels sluit in dat mengsels nie altyd 'n vaste verhouding het nie. Elke komponent bou sy eie eienskappe en mengsels kan fisies geskei word. En dit bring ons by die einde van vandag se les oor die periodieke tabel. Ons het geleer hoe elemente voorgestel word, wat verbindings is, hoe deeltjies mekaar beïnvloed en die verskil tussen suiwerstowwe en mengsels. As jy die video geniet het, gee gerus 'n like, subscribe vir meer wetenskapvideo's en deel dit met jou vriende. Dankie dat jy gekyk het en sien julle in die volgende video.